Pieter, kom ons sing lekker saam met Psalm 131. Psalm 131, ons sing daar van die eerste 1, 2, 3 en 5. 1, 2, 3 en 5. Baie welkom voor in die erediens. Nog 'n geleentheid van die Here ons gee om 24 April 1988 die Here te kan aanbid, sy naam te kan aanroep en om te kan eer. Baie welkom aan elkeen van julle. Ook aan die van julle wat in hierdie tyd ons gemeente gaan verlaat en wat dit verhuis. Baie welkom vanmôre, maar dit is saam met gaan wat ons maak. Aan nuwe intrekkers ook baie welkom. Ons vra dat u na die tyd die Here nie vir die hoofdeur 'n groen woord sal kry invul sodat ons die kan besoek. Ek wil u uitnooi na ons aanddiens vanaand om 6:30. En dan is daar een regstelling, die Saterdag Bybelstudie vir mans is nou nie meer 16 nie, maar 6:30 die oggend. 7:30 tot 8:30 in die wintertyd. Broers en dan moet ons die vraag, daar het nou nog nie die gewenste aantal lidmate erkenning gegee dat hulle graag die Arnold Mom naweek wil bywoon. 18 tot 20 November. Nou, ons gaan nou nog so 'n paar weke tyd gee, en indien ons nie genoeg mense in ons gemeente nie, gaan ons dit oopgooi. Ons het al reeds navraag gekry van Pietermaritzburg af, in Paul Pietersburg, Louwsburg, Vryheid, mense wat graag die kursus wil bywoon. En ons het vir hulle in hierdie stadium gesê, ons kan nie nou vir hulle sê nie, want dit is gereserveer vir ons gemeente. Maar indien daar nie genoeg mense is nie, dan sal ons dit moet oopmaak vir die mense wat van buite af graag wil bywoon. Al ons lidmate wat getroud is en wat nog lekkerder in die huwelik wil saam wees, wat nog beter wil kommunikeer, en wat sommer net 'n naweek as man en vrou saam wil gesels en saam wil kuier. U is baie welkom op hierdie kursus. Gister, ons rapporteer dit aan u, en Vrydag is daar 'n ontdek jou gawes kursus in die gemeente aangebied, wat baie geseën was, waar 'n hele aantal van ons lidmate weer die leiding van God en sy gees en gawes ontdek het. Nou het ons ongeveer 60 mense in ons gemeente wat reeds hulle gawes ontdek het. Nou wil ons al 60 mense bymekaar kry, sodat ons nou kan begin om te reël dat ons gawes kan gebruik. En die datum daarvoor is Vrydag 3 Junie. Dit sal 6:30 wees. Die plek sal ons later vir u sê, as ons die boeresaal kan kry, dan sal dit die boeresaal wees. Anders by die eeuwfeessaal. Daar sal ons nou 'n klein groepe verdeel. Daar gaan ons nou daadwerklik in gawegroepe, soos wat ons dit daar kan saamstel, soos vir die gawes in ons gemeente uitgedeel word. Ons herinner almal wat die kursus deurloop het. Vrydag 3 Junie om 6:30. Dan die gemeentedag is baie belangrik, broers en susters. Volgende Saterdag 2:30 begin dit. Nou is daar 'n naaldwerktafel, 'n koffietafel, 'n koektafel, 'n restauranttafel, 'n warmte, 'n lekker koek, vasprodukte, 'n bola. Dit is al die tafels wat daar is.
Nou het 'n hele aantal mense na verlede Sondag geskakel om varsprodukte aan te bied. Baie dankie. U kan dit vir ons dan of na die varsprodukte bring voor die tyd of Saterdag net voor die gemeentedag kan u dit na die saal bring. Baie dankie vir die mooi reaksie wat daar was. Nou nooi ons die gemeente. Kom asseblief van 2:30 Saterdag af, vat af, kom geniet die dag saam met die res van die gemeente. Kom leer die gemeente ken wat u nie ken. Die wat u ken, kom leer hulle beter ken. Kom geniet die dag saam. Wat ons wil vra, is dat u elkeen deur die teenwoordigheid 'n bydrae sal maak om die dag aan sy doel te laat beantwoord. Die program is ongeveer die volgende. Ons begin om 2:30 met die gemeente. Dan open ons die gemeentedag en dan gaan ons aan. En dan in die omgewing van tussen 5 en 6 gaan ons die saal opruim en dan gaan ons 'n gemeentekonsert hou. Die gemeentekonsert gaan net 'n uur duur. Dis nie 'n lang konsert nie. Die kwaliteit gaan verskriklik goed wees en daar hoef jy nie uitgereik te wees om effek te hê. En na die konsert, wat nou nie later as 7 uur sal wees, gaan ons gemeente braaihuis is. Maar nou wil ek nie hê dat ons moet, dit sal baie lelijk wees, as die gemeente konsert leef is en ewe skielik kom almal weer vir die braaihuis. So ons wil braaihuis en ons dink maar die hele tyd daar. Die vleis word in die kerkraad voorsien verniet en dit is spesifiek vir gemeentelede. Ek wil vra dat u almal sal kennis neem. Dit is nou nie vir enige ou in Newcastle wat wil braaihuis hê. Dit is nie 'n oop braaihuis nie, dit is 'n gemeente braaihuis. En ek wil nie graag verleentheid hê dat ons mense eenvoudig kom omdat hulle hoor hier is 'n braaihuis. As ons diens van barmhartigheid, as ons mense help, dan help die kerkraad. Ons sê dat ons nie mense wil help. Maar in hierdie geval is dit vir ons gemeente 'n geleentheid gegee. Broers en susters, kom asseblief, kom geniet. Kom neem saam deel aan die gemeentekonsert. Ons gaan daar geleentheid kry. Daar sal onder andere kyk-kompetisie vir die manne wees. Daar sal mooi sang wees. Daar sal werklik waar kwaliteit items wees. Ons gaan die dag dit losmaak en so bietjie ook die lagspiere prikkel, want as jy saam lag, staan jy nog nader aan mekaar. Dan vraag ek die voorbeeld as gemeente. Een van die goeie dinge wat u sal sien, wat hierdie gawegroepe gaan voortgroei, is 'n gebedsgroep in hierdie gemeente. U sal sien wat die effek die gebedsgroep in die gemeente het. Daarom wil ek, omdat ons so nie so goed in die gemeente het, wil u vra, dat u as gemeente sal bid vir môre aan die kerkraad aan. Ons moet saam. Bid asseblief, ons nou geleentheid gee, en bid u daarvoor. En as ons juist kom, vanavond, môre aan, bid ons steeds vir die gemeente vir die kerkraad vergadering. Ons kan nie net, as u vir ons bid. Nou ons môre op die kansel. Iemand wat u miskien nog nie ken nie, baie van u ken nie, maar baie van u wel ken, en wat vanmôre en vanaand vir die erediens sal lei, Oom Gert van Rooyen, vroeër van Ladysmith. Oom Gert het aangebied om vir ons die bejaardes in die ouderhuis te waak en te bedien. En die kerkraad het baie williglik, gretiglik daarvan gebruik gemaak. En nou bly ons kerk nie in ons gemeente nie, die nie op ons kerkraad nie, maar hy is in ons diens. En hy hanteer die bejaardes vir ons. En Gert was verlede Saterdag 75 jaar. En die Here het hom die genade verleen om op 75 jaar ouderdom nog op die preekstoel te kan staan en die preek vir die jongman en hom nog te kan werk. En Gert, dit al klaar vir ons inspirasie. Ons weet dat die Here vanmôre ook weerkoms sal vra. Ek is persoonlik baie dankbaar dat in die gemeente vir ons help. Dit is vir my lekker om 'n senior kollega te hê, met wie ek lekker kan gesels. Iemand vir wie die Here 75 jaar ondervinding gegee het, vir wie ek net kan doen. Kerk is ons gebed op die Here vanmôre. So sal gaan, dat dit hy is wat voorkom deur die kerk. Maar die Here ons seën met goeie gesondheid, vrugbare arbeid
en met 'n besondere geseëndheid saam. Broers en susters, kom ons doen nou ons voorbring deur die ons Vader te sing. met gejuich aan die alwijze God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die lof en die eer en die aanbidding, nou en in eeuwigheid in die gemeente. Amen. Geliefdes, gegroet in die naam van die Heer. Genade, barmhartigheid, vrede aan u allemaal van God die Vader en Christus die Heer door die Heilige Geest. Amen. Kom ons verheerlijk die Heer onze God door saam gesing van Psalm 68, Psalm 68, die derde en die neende vers. Psalm 68, die derde en die neende vers. Een van die prachtigste gesangen, die melodie daarvan is gecomponeerd door een van die Franse hugenoten. Interessant dat die geschiedschrijvers voor ons vertellen dat als Hendrik IV van Navarre, die hugenoten vorst was, Frankrijk regeren op een zekere stadium, als hij jullie bossen met zijn ridders op die jacht was, dan hadden jullie gezangen de psalms dat jullie bossen van Frankrijk gezongen. Psalm 68, die derde en die neende vers. Hoog voor je onrecht wat in de doel staat, Godse heilige rechterstoel. Van waarheid ontfermen, die weduwe zal recht verschaft, die wezen onderdrukkers straffen, wacht tot een bescherming. Die eenzaam is, omstellen in die volheid van een huisgezin, hij breekt die slavenbanden, van wie de gevangene smacht. Maar wie omwonen zijn de zacht, die wonen dorre landen, en dan die neerde vers, geloof zij God met liefde en zacht. Kom als een met lekker en hartelijk zang.
skool het julle erekode, né? Julle skool het nog seker 'n erekode, né? Hulle die mensskool. Straat het ons straatwet. En die land het ons landwet. En die natuur, het God vir ons natuurwetten gegeven. God is een God van orde. Hy laat dinge nie wetteloos loop nie. Daarom het die Here vir sy kerk ook 'n erekode gegee. Toe het die Here God al hierdie gebooie aangekondig, Eksodus 20. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, 'n afbeelding van God maak, van wat bo in die hemel, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle, die afbeeldings, nie vereer, of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, wat ek graag gee nie, dat 'n arme kind dikwels die prys moet betaal vir die sondige lewe van 'n goddelose ouer. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Hoeveel goddelose mense lewe vandag aan voorspoed. Omdat God in sy genade aan die vrome lewe van hulle voorgeslag dink en vir hulle seën ter wille van 'n vrome voorgeslag. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie wil onderhou, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraft laat bly nie, totdat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Of die vreemdeling by jou huis nie. Die Here het na 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak. Aarde, alles daarop, see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, sê die Here Jesus, dat julle my gebooie hou. Mag die Here God vir ons genade gee dat die wet van die Here die rigsnoer van ons lewe sal wees. En omdat ons so dikwels oortree, kom ons verenig maar saam skuldbelydenis, ons sing saam die gebruikelike Psalm 241, die oude. Amen.
vergewe en ons van alle ongerechtigheid herinneren. Maar die woord van die Here waarsku vir ons, die wat die Seun van God nie het nie. Het nie die lewe nie. Maar die toorn van God rus op ons tot in alle ewigheid. Ons wat nou skuldbelijdenis gedoen het. Kom ons juig nou, terwyl ons saam in die kerk van alle eeuwen belijdenis afleg van ons algemene, ontwijfelbare christelijke geloof wat ons van die tyd van die apostelen oorgeheb het. Die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die almachtige schepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvangen is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorven en begraven is, en terwijl neergedaald, wat op die derde dag weer opgestaan het in die doden, opgevaar het naar de hemel, sinds op de rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen te oordelen, die wat wil leven, die wat wil sterven. Ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof aan de heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiligen, die vergeving van zondes, die opstanding van de vlees en het eeuwige leven. Amen. Voordat ons naar die woord van de Heer wordt luisteren, kom ons vragen die Heer. Dat ik morgen ons aandacht tot bij zijn woord bepaal. Jullie kunnen weten. Als jij voor een maatje een mooie story wil vertellen. En hij heeft zijn aandacht op een andere plek. Dan droog je een mooiste story soms op. Je kan niet met hem praten. De mens kan niet praten met de mensen dat niet wil luisteren. God wil zo graag vanmorgen met ons praten. Kom ons praten zijn geest. Om voor ons vanmorgen te leiden. Om te luisteren naar God. Onze grote en machtige God en hemelse Vader en Christus Jezus, onze Heer. Wij danken dat ons mensen met ons zondige lippen en met ons harten wat zo vol onreinheid is, toch die vrijmoedigheid hebben, die door Christus Jezus, onze Heer, om voor u als Vader te doen. En om vanmorgen met die vrijmoedigheid wat kindersteen voor de Vader heeft, naar u te komen aan ons gebed. Ons het zo bij waarvoor ons bedankt zijn. Maar als we rondom ons kijken en als we ons beginnen opnoemen, dan is daar niks wat ons bezit opgeniet. Wat ons niet uit uw vaderhand ontvangen heeft. En als u uw hand voor het ogenblik niet terugtrekt van ons oeieren, dan is ons die ellendigste en armzaligste
van alle mense. Want niks wat ons geniet besit, behoort eintlik aan ons nie. Ons kan dit eendag ook nie saamdra as ons sterwe nie. Dis die gawes wat u vir ons gee, om te gebruik, omdat ons uw kinders is. Dank u vir alles wat u vir ons gee. Vir ons kinders van die Here, vir ons huisgesinne, vir ons volk, vir ons land. Die Here, vir hierdie dierbare kerk van die Here. Dank u vir hierdie ou kerk. Die ander werk van voorgeslagte wat geoffer het, sodat hulle 'n plek het waar hulle God kan kom ontmoet. Dank u vir hulle nageslag. Sommige van hulle wat seker op vanmôre hier sit, wat kan sê, hier aanbid ek in 'n kerk wat my oupa of my oupa grootjie of my vader of my dierbare gebou het. Dank vir ons wat van elders af ingekom het en vanmôre vrymoedigheid het om deur die oop deure van die huis van God te stap en na u woord te luister. Want Here, u huis is anders as die ander huise hier in die dorp. Sy deure staan oop vir ieder. Nou het ons gekom om vanmôre aan u op te dra in hierdie gemeente. Dankie vir die atmosfeer wat in hierdie gemeente heers, deur die genade van u Heilige Gees. Kom Here, seën die diensknegt vir wie u hier gestel het, om as herder die gemeente te versorg met sy gesin, die pragtige kerkraad wat vir hom ondersteun, met al die verskillende liggame van die susters en van die kinders en van die gemeente. Baie dankie vir hulle wat die gemeente bedien en die kerkkantoor, die versorging van die huis van die Here, vir die orgeliste en vir almal wat hierdie gemeente opbou en vestig. En nou het ons vanmôre gekom om u dankie te sê vir die kosbaarste besitting van almal, vir u woord waardeur u vanmôre met ons wil praat. Here, praat vanmôre, uw diensknegte en uw dienstmaagde luister. Amen. Liewe broers en susters, die eerste die Hebreërs moet vertel. Ek gaan so 'n greepie in die hoofstuk lees. Ek wil tog maar vra, as u by die huis kom, en nie so vanmiddag niks te doen. Vat nou hierdie pragtige boek en lees toch hierdie pragtige hoofstukke dwars deur en dank die Here vir die voorreg om te lees. Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons doen. En om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Dit is immer van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dan noem my nou op. Kom noem my nou op. Alles wat mense deur die geloof ontvang. Van Abel af. Wat, omdat hy in God geglo het, 'n waardige offer as Kain geoffer het, dwars deur Henog, Noag, Abraham, Sarah, Moses, Josef, enzovoorts. En dan kom hy hierso, en hy sê, vers 32. En wat moet ek nog verder sê? Die tyd ontbreek nie om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van David, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het, hulle leeuwse bekke toegestop, gloeiende vuur geblus, en aan die swaard ontkom,
Hulle het 'n swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leer van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en het dood gemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lewensstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi en stukke gesaag, met die swaard geoor. Hulle het rondgeswerf aan skaapvelle en aan bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld mag hulle nie werk nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daaroor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat vir hulle beloof is nie. Omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volleinding sou bereik nie. Terwyl ons dan so groot skare van geloofsgetuies rondom ons het. Die ou vertaling sê die letterlike woord. Terwyl ons so 'n wolk van geloofsgetuies rondom ons het. Laat ons elke las van ons afgooi en ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die weg doen wat ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jezus, die begin en volleinder van die geloof. Eintlik het woord wat gebruik word in die Grieks beteken die kommandant-generaal, die leider van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in vooruitgesig gestel was, het hy die kruis verduur, sonder hom vir die skande daarvan terug te dink. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oor, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsaak. Geliefdes, kom ons dink vanmôre na oor hierdie woord van God en sy bewaring. As uitgangspunt wil ek hierdie woorde, hierdie vermanende woorde van die apostel. Ons weet eintlik nie, weet ek nie mense meer dat die apostel Paulus wat ook maar die grondgedagtes van die Hebreërs geskryf het. Terwyl ons so groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons ook elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die weg doen wat ons voorlê, met volharding op die oog gevestig op Jezus, die begin en volleinder van die geloof. Newcastle in ons hele land, hier in hierdie tyd, in 'n feestelike herdenkingsprogram, veral in hierdie jaar. Ons herdenk vanjaar al 3 besondere gebeurtenisse in die waarheid. Die diaksfees en die kinders nou die dag skool gevier. Ons as kerke vier hierdie week die aankoms van die Franse Hugenote. En in Desember maand hierdie jaar gaan herdenk ons die gelofte en die slag van Bloedrivier en sy betekenis vir ons. Nou sal die aandag in hierdie tyd baie val op die bydrae wat mense in die loop van die geskiedenis van ons volk gelewer het om al hierdie dinge moontlik te maak. By baie mense is dit ook die gevoel dat hierdie feesdag misbruik kan word om sekere families op die hemel en sekere name na vore te stoot. Mense wat graag sommige van hulle vreeslik soos aardappels, soos Langehoven gesê het,
bespog met die beste deel wat onder die grond lê. Terwyl daar bo in hulle eie lewe dikwels net lobbe is. Dat is so gevaar. Dat 'n mens deur terug te kyk na die wonderdade en die geloofsdade van die verlede, kan gaan terugsit en jou so verheug in wat die voorgeslagte gedoen het. Dat jy self, terwyl jy droom oor wat die voorgeslagte gedoen het, nie jou vinger verroer om self voor te bou aan wat hulle gedoen het. Dat is so gevaar verbonde aan so 'n herdenkingstyd. En nogtans is God nie skaam om die helde en die geloofsgeskiedenis in herinnering te bring. As jy nou maar voorlees in hierdie hoofstuk, dan sal jy sien hoe dat hier van hierdie geloofshelde wonderlike dinge gesê word. Het word van hulle gesê omdat hulle geglo het aan God en die Here gehoorsaam het, daarom het God hom nie geskaam om hulle God genoem te word nie. God is nie skaam vir sy kinders wat van hom dien. En daarom het ons in die woord van God hierdie pragtige heldengalery waar die Here vir ons wil inlei en vir ons voor die portrette wil stel van elkeen van die geloofshelde wat bygedra het aan die handhaving en uitbreiding van die koninkryk van God. Gaan wees dit gelukkig, gerus thuis. En dit is seker goed dat ons in die tyd ook in sonderheid sal dink aan die kostelike bydrae wat die Franse Hugenoot tot die lewe van ons volk en tot die geskiedenis van die kerk en tot die uitbou van ons volkslewe bygedra het. Ons kan die Here met groot dankbaarheid daarvoor dankie sê. Die apostel praat hier van daardie geloofshelde. Hy noem hulle in die letterlike Grieks 'n wolk van geloofsgetuies. Nou wat is 'n getuie? 'n getuie is iemand wat voor die wêreld kan verklaar wat hy self ondervind en self gesien het. En hierdie geloofsgetuies, sy lewe soos hulle woorde, lê getuienis af van die wonderlike oorwinnende krag wat die Here aan 'n mens gee wat aan sy God vasloop. Die wonderlike oorwinnende krag in die lewe van elke mens wat nie waag om op sy eentjie die stryd in die lewe te stry, maar wat soos 'n kleintjie wat geskrik het vir 'n kwaai hond, weghardloop na sy vader toe en sy vader se hand vat. En as hy sy vader se hand gevat het, dan draai hy om en hy lag vir daardie hond. Omdat hy weet, nie ek nie, maar Pa staan by my. Wat 'n wonderlike genade. En hierdie geloofsgetuies vir u en vir my nie na hulle self kan wys nie, maar dat hulle kan maak so daardie pragtige, sinvolle standbeeld daar op Pretoria plein van die twee presidente. Andries Pretorius op sy perd en Martinus Wessel Pretorius wat vooruitloop na by sy agter, na my vader wat die inspirasie was van wat ek gedoen het. Dis mos wat die Here om te doen het wat
die karakter van ons leven moet wees, waar die Here vir ons sê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sien, en by julle verbykyk, en julle Vader, wat in die hemel is, verheerlik. Dis waarom God hierdie geloofstelde se naam aanteken. Omdat hulle met hulle dade, met hulle lewe, met hulle getuienis, soos 'n wolk van getuies, afkyk na ons toe, en vir ons wys, kyk terug, kyk hoor, kyk na die God, in wie ons geglo, daardie God, wat ons tot hierdie dinge in staat stel. Geliefdes, vanmorgen kom die woord van God vir u nie wys na Frans u genoot, maar die woord van God kom wys vir u na die woord van God wat daardie mense saamgebring, en na die God wat agter hulle bestaan. Ek wil toch vir u sê, is waar wat iemand nou die dag gesê het, daar baie min van ons in die Sahara daar nie genote bloed vloei. En ons moet die Here dankie sê, vir daardie genote bloed wat vloei in ons aarde, dis edelbloed, maar ons moet bid, dat nie net die bloed van daardie man, maar dat die geloof van daardie mense ook deur ons aarde vloei. Ek wil nie 'n herinnering bring vanmorgen, wat daardie Franse hugenote individueel vir ons land beteken het. Ek gaan net een Franse hugenoot noem, wat nooit na Suid-Afrika gekom het. Maar die getuigenis daartoe geleid dat u en ek vanmorgen hier in Zuid-Afrika een Godse huis aan is. En die andere vraag is hier een zeker van die van Du Plessis. Is hier één Du Plessis? Of familie van de Du Plessis? Maak me niet zaken. Ik herinner aan die Franse hugenoot, die hertog Mornay du Plessis. In 1604, 1605, toen die Spaanse koning die Nederlanden verover het, onderdruk het liever, en hy die geloof wou uitroei, het hy die hertog van Alva gestuur, om die geloof in Nederland te onderdruk. Willem die eerste, Willem die Sweer aan Nederland, het voor een verschrikkelijke strijd gestaan. Hy het ook die protestantse geloof aangeneem, en het die kans gesien, om te buig onder die dwaalleer van Rome. Maar hy het geweet, as hy nie toegee nie, dan sou hy nie alleen met sy lewe ons inboek nie, maar ook met die lewe van die mense wat vir hom nagevolg het. En toe het hy die Hazenpad gekies, hy het gevlug na Britannië toe. En daar het hy gaan sit en hom betreur en bejammer oor die lyding van sy volk en die verskrikkelijke verdrukking van die protestante in Nederland. Totdat hy besoek gekry het van die hertog Mornay du Plessis aan die hoof van 'n afvaardiging van protestanten. Wat hom daar in Engeland kan besoek het, om hierdie vraag te stel. Koning Willem, het God jou dan nie as herder aangestel oor die weerloose kudde wat nou daar
door die dwingelande geslag word. Hoe kan jy voor God verantwoord dat jy hier in veiligheid sit, dat jy gevlug het soos 'n huurling, terwyl God van jou verwag dat jy soos 'n herder by jou skape sal bly? Ek weet nie wat ek van argumente hulle nog gebruik het, maar weet nie wat dat jy God. Willem van Oranje het moed geskep. En hy daar in Britannië die ekspedisie organiseer en teruggekom na sy land toe. En jy onthou ons as kindertjies, en opa het ons daar die geskiedenis geleer, het die Rempie nog geleer, op de 6de van April verlier Dick Alva sy bril. Op die 6de van April, ek dink dit was 1614, ek kan nie meer precies die datum onthou nie, het Willem van Oranje teruggekom in Nederland, op Nederlandse bodem, die stad die bril aangeval, en dit was die begin van die 100-jarige oorlog, waar die protestantse geloof vir u en vir my gewaarborg is. Wat weer op sy beurt geleid tot die opkomst van die mag van die Hollandse Oos-Indische Compagnie, tot die stichting van die volksplanting in Suid-Afrika, en tot die stichting van u en my volk in my kerk hier in Suid-Afrika. Een enkele Franse jugend, sy geloof en God was die bron van inspiratie wat Suid-Afrika gebore het. En dus, die briefskrywer sê nie, skryf nie hierdie ding, om daardie mense te vereer, maar om die God te vereer van daardie mense. Maar hy het 'n ander doel daarby voor. Hy vertel vir ons van die wolk van getuies wat rondom ons staan. Maar dan omvra hy, wat beteken dit vir jou? Terwyl ons, wat ons so graag wil vereenselwig met daardie mense, so graag wil roem om wat God deur hulle gedoen het. Dat ons vraag, wat gaan julle dan doen? En dan antwoord hy, terwyl ons dan so groot skare van geloofsgetuies rondom ons het. Laat ons maak vir die atleet. Die apostel Paulus, ek weet nie of hy haar geweet was. As ek kyk na al die uitdrukkings van die atletiekbaan, wat hy in sy verskillende briewe vir ons gebruik, dan moet ek aflei dat hy daar aan die universiteit fantasties waar, elke 4 jaar op die Olympische Spele gehou is, moet hy toch baie goed contact gehad het met die atletiekbaan. En hier gebruik hy weer die prachtige beeld. Die beeld van 'n atleet. 'n Atleet wat omstroom van die ou groot jas en die ou berg, al die laste gaan hangen. Hy moet elke las afleg, elke ding wat 'n hindernis is, wat hom pla en hom keer, dat hy nie op die atletiekbaan aan voortloop waar sy voorgeslagte vir hom 'n voorbeeld was. En dan noem hy die tweede ding, die sonde wat ons so maklik verstrik. Daar word gesê dat ons so maklik in ring is Griekse woord. Sonde, wat is sonde? Sonde is 'n uitdraaipaadjie. Al die uitdraaipaadjies waarlangs die Satan ons voete wil lei, om van ons af te lei van die einddoel, sodat ons uiteindelik so verdwaal raak, dat ons nie meer koers kan hou op die pad van God, die koers wat ons voorgeslagte wil toejuig, en waarvan wat ons die voorbeeld wil wees. Die sonde wat ons so makkelijk is. En hoe gaan ons duidelik onderskei wat die koers is?
En hy gee vir ons net een antwoord. Die oog gevestig op Jezus, die opperste leidsman en die volleinder van die geloof, op die commandant-generaal, inclusief dat dit uitdruk van ons geloof. Hou die Here Jezus in die oog. Dit is die toets van ons leven. Nie wat hierdie man of wat daardie man sê, wat hierdie man of daardie man sê. Maar soos Paulus het sê, toe hy op die Damaskuspad met eens die Christus ontdek. Here, wat wil u hê? Christus, die beslisser in my lewe. Dan loop ek op die pad van Frans u genoem. Dan loop ek op die pad van my God. Ek wil afsluit. Ek wil toch een beetje van ons kinders vragen. Kinders gaan vragen bietjie, as julle terugkom by die huis vir papa en mama. Papa, mama, het julle ons geslaaplik is? Het julle foto van opa en oma grootjie en oma grootjie? Weet julle, die dinge is nog nie meer populair by ons, om die foto's van die voorgeslagte by die ons geboor is, in ons huis aan die muur op te hang. Ons sê, dis oudtijds. Hulle het op iewers my op kas weggesmit. Wat hang my seun se kamer boek aan sy bed? Hier die prente van die Thundercats. Ek het vir my jongste seun as geskenk gegee die portret van sy opa grootjie die sy naam my dra. Hom gesê, as jy opkyk, kyk na die portret van daardie waardige man. Ian de Jong, daar is een Afrikaanse hoogspringer wat in Korea sy lewe verloor. Ek ken daar van ons verselfde vir hom gesê, hoe jy recht kry om oor 6 voet te spring? Hy het gesê, Dom, ek het my gewoon gemaakt daarvan, dat ek opkyk, bokant my bed, dat ek so'n hoed en lat op 6 voet 2 gestel, sodat as ek wakker word, en as ek opkyk, dat ek kan opkyk op daardie hoogte wat ek moet bereik. Daar sommer sou dit nooit bereik het nie. Ek wil gewoon raak daaraan, dat dit moet die doel wees wat ek moet bereik. Ek wil vir julle kinders gaan vraag vir papa en mama. Papa, mama, wat is ons, wie is ons voorgeslag? Wie was my opa grootjie, my oma grootjie? Wat het hulle gedoen vir ons land? En wat het hulle gedoen vir ons kerk? Gaan vraag my die vraag. Hulle het dit verskuldig om dit aan julle vertel, sodat julle ook in julle eie familiekring kan besit wat die skrywer van die Hebreërbrief wat die Jood maak, vir ons hier toon wat hy besit. 'n Kunsgalery van die helde wat vir hom gebring het waar hy is en wat vir hom na Jesus toe gelei het, wat vir hom verder op die pad sal. En daarom sluit die Hebreërbrief op met 'n pragtige woord in die laaste paar verse, waar hy vir ons sê, dink aan julle voorgangers, wat aan julle die woord van God gekondig het. Let op die uiteinde van hulle geloofsvertroue en volg hulle geloof na.
Christus was gister en eergister diezelfde en tot een eeuwigheid. Amen. Kom ons aan hier. Ach, dierbare Heer, onze God, ons dank u vanmorgen voor uw woord. En ons dank u dat uw woord vanmorgen ons wijst op om, die opperste leidsman en die voleinder van ons geloof. Wat die kracht en de inspiratie van uw kerk was, ook van ons kerk, door de eeuw. Heere, voor ons leerweek. De week met allerlei lasten wat ons wil belasten, dat ons wil verhinderen om aan uw getrouw te blijven. Uitdraaipaadjes wat rondom ons zal wees om ons enthousiasme en ons koers voor ons te nemen. Heere, laat u nabijheid voor ons allemaal kostelijk wees, ook in die week wat we ons vragen alles kinderlijk. Nou Heere, nou gaan ons liefdegades aan u geven. Ons giet het werkelijk als een dankoffer aan. Ontvang het, heilig dit, gebruik dit in uw dienst om Jezus wil. Amen. Kom ons jongens liefdegades.
Nee, Here, uit ons hart vir uw werk en vir uw dienst. Ontvang ons dank dat u vir ons gegee het, sodat ons aan u kan teruggee en Jezus Christus onze Heer. Amen. Psalm 194. Tweede in die laatste vers, o Jezus, u verlossing daden, bevry ons van die sondestraf. U het God behaag en in genade wet hy sy oordeel van ons af. Nooit kan ons deur ons eie strewe self voor die heilige reg bly staan. U kruis, die boom van nuwe lewe, wat etenspoor weer op laat gaan. Ons bid u neder by ons lewe. U volk waar u ons goed mag lei, aan u o Here hoog verhewe en aan uw dienst steeds toegewy. Spreek deur ons woorde, rig ons dade. Voleindig u dat deur u krag die heerlik werk van Gods genade ons sal bring word, dag na dag. Kom ons sing net daar die laaste vers, Psalm 194. Die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met u geliefdes. Amen.